He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat U werklik 'n awesome God in ons lewens is. Dat U ons mildelik omvou met liefde, met krag en genade. En Here Jesus, dat U ons elkeen as kosbaar beskou. Ons wil U in ons harte en in ons midde innooi en vra dat U Heilige Gees ons sal vul en ons sal lei vanaand, dat ons werklik sal fokus en sal geleer word deur U woord wat ons lei. Hou U ons vas, vul ons midde sodat daar nie 'n plek sal wees vir die duiwel en al sy engele om enige iets aan te vang nie. Hou U hand oor ons as geheel en oor die toerusting en mag U liefde ons hele menswees vul, bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, ons lesing vanaand, die sleutels tot openbaring. Nou Johannes, seun van Zebedeus, 'n disipel van Jesus en broer van Jakobus, was die skrywer van Openbaring ten tye van sy verbanning na die eiland Patmos wat ons al reeds gesien het. Nou die boek Openbaring is geskrywe tydens die regering van keiser Domitianus in 94 en 95, plus minus 94, 95 na Christus. Nou die interessante deel was dat Johannes op hierdie tydstip ongeveer byna 100 jaar oud moes gewees het. Hy was by amper 100 jaar oud en hy het nogal mooi geskryf, ons kon dit nog lees, nee, op daai ouderdom. Hy het nou nie te veel gebewe nie. Ek spot sommer. Weet Martin Luther, die groot kerkhervormer, het eenmal opgemerk dat die Bybel soos 'n stroompie is. Weet, soos 'n stroom, veilig en vlak genoeg vir kindertjies om in te speel, maar ook diep genoeg vir waaghalsige intellektueles om in te verdrink. Jy al gesien? Die Bybel is eintlik 'n wonderlike boek. Klein kinders kan verlossing daarin verstaan, so duidelik soos kan kom. Maar die Bybel is ook so ingewikkeld dat hierdie hoë teoloë en hierdie groot mense wat altyd so slim is, hulle kan eintlik verdrink in die skrif. Dis wonderlik hoe dinamies die Bybel is. Nou die hooffokus van die Bybel is om Jesus Christus as redder en verlosser aan die mens voor te stel. Het jy dit? Jesus as ons redder en verlosser. En selfs die boek Openbaring fokus op Jesus as ons redder en verlosser. En as u Openbaring of enige ander boek vir dit sy bestudeer en u vind nie Jesus as u redder en u verlosser nie, dan is daar fout. Dan moet jy dalk bietjie net teruggaan na die basiese dinge toe. Nou die Openbaring se profesie fokus basies op twee plekke. Eerstens, Christus in die hemel, wat Jesus vir ons in die hemel doen, sy werk in die hemel ten behoefte van ons, en dan tweedens op die aarde. God se kerk op die aarde, dinge wat sy kerk beïnvloed, waardeur sy kerk moet gaan en hoe Jesus sy kerk lei op die aarde. Nou as ons bietjie kyk na die ontwikkeling binne die vroeë Christelike kerk, is basies die gedagte waarin Openbaring gaan. En tweedens kyk dit na die godsdienstige veranderings na 31 na Christus, die veranderings wat plaasvind, en dan derdens die oorblyfsel kerk na 1844, waar ons sien het die 7de gemeente van Laodicea, inpas tot op ons tyd, tot en met die wederkoms. Nou, een van die hoofredes, hoekom ons die boek Openbaring gaan studeer, is juis om die gesag van die Bybel te beklemtoon en te herbevestig. Nie waar nie? Ek bedoel, as ons nie dit doen nie, wat is die nut? Om die gesag van die Bybel te beklemtoon en te herbevestig. Ek bedoel, u hoef net vandag in 'n, skoon my woorde, 'n Christelike boekwinkel in te stap.
Wie wat so bose boeke oor die Bybel gaan jy daar kry? Die apokriewe boeke, hierdie ou se evangelie, die Judas ding, en hulle maak alles op, en eintlik breek dit die gesag van die Bybel af. En dit is nie waarvoor ons hier is nie. Ons is hier om die gesag van die Bybel te beklemtoon en letterlik te bevestig in ons lewens. Nou ek glo dat God op baie maniere met die mens praat. Ek wil, God praat tog op verskeie maniere met elkeen van ons. Maar die Bybel is die mees korrekste en betroubaarste getuienis van God in ons lewens. Nie waar nie? As jy wil weet wat God se wil vir jou lewe is, nie na fortuinverteller toe gaan nie, of na iemand wat 'n profeet in die kerk is of sulke goed nie, vat jou Bybel. Dis direk God se woord tot u in my lewe. En as jy daar bou, kan jy nie verkeerd gaan nie. Nou 'n interessante feit, die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Dis nie kronologies geskryf nie. Weet, ons dink, ons begin by Openbaring 1 en dan volg al die gebeure mooi, duidelik tot Openbaring 22. Openbaring is, jy amper sê die mekaar geskryf in daai verband. Nee, hy begin hier, maar dan spring hy oor na 'n ander kant toe. Byvoorbeeld, as ons kyk net na die ander chiasme, jy weet die chiasme het ons sê is die Griekse X, Openbaring is in vorm van 'n Griekse X geskryf. Byvoorbeeld die 7 kerke, oor die stem oor 1 met hoofstuk 21, die 7 seels stem oor 1 met millennium, die 7 trompette, Openbaring 8 met die 7 laaste pla, van Openbaring 15, die groot stryd met die val van Babylon. Met ander woorde, dis ooreenstemmende gedeeltes, nie kronologies nie, en as jy die volgorde sien, dan begin dit by die 7 kerke, wat oorgaan na die 7 seels, wat oorgaan na die 7 trompette, wat oorgaan na die groot stryd, en dan spring dit na hoofstuk 17 toe, praat van die val van Babylon, wat teruggaan na die 7 laaste pla, omgaan na die millennium, en dan die nuwe Jerusalem gedeelte waar hy eintlik eindig. So jy sien, dit is nie kronologies, en hy loop ook nie 'n logiese orde nie. Nou as ons is lyn intrek, so nie noodwendig in die helfte nie, maar as ons Openbaring opdeel in 2 dele, sny ons 'n lyn by hoofstuk 15, en dan as ons terugkyk, staan dit bekend van 1 tot hoofstuk 15 as die historiese helfte, en dan as ons vorentoe kyk, staan dit bekend as die eskatologiese helfte, om te openbaar. Met ander woorde, van hoofstuk 1 tot 15, kyk ons terug, dit wat gebeur het. En dan van hoofstuk 15 na verder, die eskatologiese deel, kyk ons met ander woorde vorentoe. Dit wat nog moet gebeur, besig om te gebeur, daai opset, het hier die eskatologiese en die historiese gedeeltes. Nou as ons bietjie meer na die chiasme kyk van Openbaring, kom ons bring hom net 'n bietjie nader, dat ons kan sien wat die ooreenkomste is. Byvoorbeeld die 7 briewe aan die 7 gemeentes, het ons sê stem ooreen met die nuwe Jerusalem van Openbaring 21. Kyk net die hoofidees, dan kan jy sien hoekom ons sê hulle is ooreenstemmend. Byvoorbeeld, die hooftemas van die 7 briewe sê, Christus beraad sy kerk in die stryd, en sy kinders is verstrooi in baie stede. As ons nou oorspring na die nuwe Jerusalem, die hooftema daar is, Christus beloon sy kerk by mekaar in een stad. As ons kyk na hoofstuk 2 vers 1, praat dit van Christus loop tussen die 7 lampe, hoofstuk 21 vers 3, Christus die ewige lamp. Die boom van die lewe, die boom van die lewe. 'n geopende deur, die deure sluit nooit. Christus sit op die Vader se troon, die troon van God en die lam. Sien jy die ooreenkomste? Hulle is so naby, dis hoekom hulle so ooreenstemmend vat. Die 7 seels met die millennium, basies dieselfde. Die hemel is geopene, die hemel is oop, vers 9, hoofstuk 9 vers 11. Die ruiters op wit perde, gevolg die ruiters op geklede perde, hoofstuk 6, en as ons spring na hoofstuk 19 vers 11, sê dit die ruiters op die wit perde, gevolg deur 'n ruiter op wit, ruiters op wit perde. Basies dieselfde, siele onder die altaar, siele onder die martelare opgewek. En dan, geklee in wit, en daar's baie sterk ooreenkomste. Selfde met die 7 trompette en die 7 laaste pla, dieselfde konsep, die groot stryd en die val van Babylon, het so baie ooreenkomste dat jy nie anders kan as om hierdie lot saam te groepeer nie. Nou, ons het al bietjie te doen gehad met die algemene reëls van vertolking. Nou, ons hoofreël of ons goue reël het ons gesê is, die Bybel is sy eie beste vertolker. Nie waar nie? Onthou dit, die Bybel is sy eie beste vertolker. Jy moet nie na iemand anders toe gaan om vir jou die Bybel te vertolk nie.
Gaan bestudeer die Bybel dat hy self vir jou vertolk waaroor dit gaan. In Johannes 5 vers 39 erken Jesus dat die Bybel van hom getuig. Hy sê vir ons, die woord getuig van my. Dit is dus 'n onbetwisbare feit, dat Bybelvertolking nie 'n mens se vertolking kan wees nie, maar dat die Bybel homself moet verduidelik en vertolk. Ek het altyd nog gehad mense wat visioene gekry het, en sê hulle, hulle het gekyk en die Here het vir hulle gesê, dit beteken dit en dit en dit, en dit klink so wonderlik. Dink jy, as jy dit gaan werklik lees, maar die Bybel gee dan die antwoord, en dis nie dieselfde wat hulle sê nie. Nou wat 'n gees het werklik gelei? Jy sien, dis eintlik waarop dit neerkom. Weet Paulus, Apostel Paulus is daarvan oortuig dat 'n mens die geestelike Bybelse dinge met geestelike Bybelse dinge moet vergelyk. Jy weet, baie maak die fout deesdae om geestelike Bybelse dinge met wêreldse algemene dinge te vergelyk. En daar is 'n baie groot fout. Weet, ek onthou 'n klompie jare terug, besoek ek mense in Meyerton. En daar is 'n oomie, hy was glad nie eintlik in die kerk nie, maar 'n bose oomie, jy weet. Ek gaan nie sy naam sê nie. Maar in elk geval, ek kom by hom en hy gesels met my bietjie oor Openbaring en hy hoor toe ek is 'n dominee, jy weet, en dan nou begin hy eers te praat en toe begin hy met my praat oor hy het gisterand gelees in Openbaring 13. Openbaring 13 praat van die draak met die 7 koppe en die 10 horings en al daai dinge. En hy sê, weet jy wat? Ek besef toe wat dit is. Ek sê, okay, wat is dit? Wat sal u sê is dit? Nee, hy sê, hulle het net die vorige aand op die TV gewys, daai nuwe 4-pyl wat Amerika uitgebring het. Ek sê, wat? Is dit die 4-pyl? Ja, sê hy, weet jy wat? Daai ding het 7 plofkoppe. Daai draak het 7 koppe, 7 plofkoppe, hy kan byt. Ek dink, broeder, jy sien, dis wat gebeur, wanneer ons algemene wêreldse dinge wil vat en ons wil dit met Bybelse dinge vergelyk. Jy kan dit nie doen nie, man. Jy kan enige toepassing maak as jy so iets wil doen. Jy kan enigiets daar uithaal. En dit werk nie so nie, want sien, dan is dit jou opinie. Jou opinie. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Nou, jy onthou nog die Bybelkode? Klompie jare terug. Wie hierdie mense het dan baie geld uit hierdie Bybelkode uitgemaak. En al wat hulle gedoen het, hulle die kode in die Bybel in 'n rekenaar ingesit met 'n klompie goed in, en eintlik het dit baie eenvoudig gewerk. Die rekenaar het al die letters syfers opgesoek, byvoorbeeld die T, nou in 'n paragraafie kom die T dalk 6 keer voor of wat ook al, en verskillende woorde, en dan kan jy basies enigiets opmaak. En dan het hulle byvoorbeeld ingetik, soos John F. Kennedy, en dan die rekenaar gesoek, waar kom die woorde John F. Kennedy met ander die letters voor in hierdie gedeelte? En dan gooi hy vir jou 'n gedeelte uit. Hy sê, kyk, die Bybel het geprofeteer. John F. Kennedy sal in die jaar doodgeskiet word, of wat ook al. Wow, kyk hierso. Maar dit is interessant, dat die Bybelkode, die Bybelkode het nooit vir die mense gesê wat gaan gebeur nie. Jy moes alles gevra het. Jy moes iets ingetik het en dan het dit maar net gaan soek. In daai verband kan jy enige boek ingesit het, man. Jy kan tot een of ander liefdesroman daar ingetik het en jy sal John F. Kennedy se dood presies gekry het. Want dit werk op dieselfde stelsel, wat jy insit, kry jy uit. So, my opinie, hulle het basies net geld gemaak. As ons kyk na 2 Petrus 1 vers 20 en 21 sê dit vir ons baie belangrik. Hy sê, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. So waar kom profesie vandaan? Deur die Heilige Gees gedrywe, met ander woorde, die inspireerder daarvan. Jesaja 28 vers 10 sê, want dit is gebod op gebod. Gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Nou hierdie instruksies oor hoe om die geheime van die woord te ontrafel, naamlik gebod op gebod, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, vereis dat ons sal beweeg van die een Bybelboek na 'n ander. Ek bedoel van Openbaring na Jesaja, na Daniël, na Genesis, na Openbaring en weer terug heen en weer, waar ons elke slag die leidrade optel om die geheelbeeld te maak. Soos ek vir julle gesê het, Bybelprofesie of Bybelstudie is eintlik soos 'n legkaart. Weet, jy kry die stukkies en jy bou 'n prentjie. Nou toevallig, as jy dink as jy 'n legkaart bou of as jy vreemde stukkies het, watse prentjie gaan jy kry?
Jy gaan nie kry wat jy wil hê nie waar nie? Jy bou die legkaart wat die legkaart is. As dit 'n legkaart is wat 'n klomp leeustukkies het en jy moet 'n leeu bou en as jy klaar is, gaan jy 'n leeu hê, nie waar nie? Net so ook met die Bybel. As jy die werklike stukkies van die Bybel bymekaar vat, hier 'n versie vat jy en jy kry sy verduideliking daar en jy soek sy antwoord daar en jy vat daar 'n versie, wat gaan jy op die ou end kry? Jy gaan die Bybel waarheid hê. Jy gaan Jesus bou. Jy gaan nie jou eie siening kry en dis wat baie mense doen. Hulle vat hier 'n stukkie en daar 'n stukkie en daar 'n stukkie om hulle eie siening te staaf. En dit gebeur baie. En sê kyk, hier staan dit en hier staan dit, maar hulle vat dit uit konteks uit en jy bou dan enigiets. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. So daai waarheid is weer eens jou eie siening. Nou weet, Jesus het self die metode van gebod op gebod, reël op reël gebruik, om die Emmausgangers en later die disippels te oortuig dat hy die opgestane verlosser is. Hy het dit self gebruik. Kom ons lees dit, Lukas 24 vers 27. En hy, Jesus, het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Let wel, uit al die skrifte, uit alles deeltjies uitgehaal, die dinge wat op hom betrekking het. En Lukas 24 vers 44 en 46 sê, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En Handelinge 17 vers 11 sê vir ons hierdie baie belangrike gedeelte. Dit sê, en hierdie mense, dit praat van die Bereane, was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrif ondersoek of hierdie dinge so was. Hulle het elke dag die skrif ondersoek of hierdie dinge so was. Ek wil jy uitdaag. Vat die Bybel. Ondersoek hierdie dinge, kyk of dit so is. Ons het nodig om op die Bybel te staan. Nie waar nie? Dis baie belangrik. Nou, as ons kyk na apokaliptiese lektuur, met ander woorde eindtyd gebeure, dit wat openbaar, is dit baie interessante ding in ons lewens. As ons kyk na die kenmerke van 'n apokaliptiese lektuur, eerstens, dis die gebruik van simbole. Ek wil allerlei van simbole, perderuiters, drake, horings, winde, stryd en ellende. Partykeer weet ons nie, is ons werklik die Bybel wat ons het, maar dit gebruik simbole. Natuurlik ook tweedens, dit 'n oorsprong. Die sentraliteit van 'n held staan baie sterk uit. Iemand is altyd in beheer en natuurlik ook dan 'n kosmiese konflik. En dan die beginsel van rekapitulasie. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel wat u gaan leer en u gaan dit baie toegepas kry in die boek van Openbaring. Nou die woord rekapitulasie klink so 'n groot woord. As mens geleerd wil klink wat jy sê rekapitulasie, jy weet, dan dink almal, joh, die ou is seker slim, groot woord. Maar dit is nie. Kom ek gee hier betekenis. In die Engels is dit recapitulation. Kom ons ontleed die woord. Recap, wat beteken recap? Herhaal, nie waar nie? Dis wat rekapitulasie beteken, dis net herhaling. Met ander woorde, die Bybel gebruik die beginsel van rekapitulasie. Met ander woorde, hy herhaal dieselfde goed oor en oor en oor, maar elke keer gebruik hy ander beelde, ander simboliek, en hy gee 'n bietjie meer inligting, en dit het baie mense omver gegooi, want eers het hulle iets bestudeer, en dan gaan hulle na die volgende hoofstuk toe, dan dink hulle dit moet nou iets totaal anders wees, maar in werklikheid was dit dieselfde gebeurtenis, wat net weer oorvertel word in ander simboliese taal, met 'n bietjie meer inligting by, bietjie van 'n ander kant, 'n godsdienstige kant, 'n wêreldse kant, of so iets. So met ander woorde, die beginsel van rekapitulasie is om dieselfde inligting in ander simboliese taal te herhaal. Ek gaan vir julle wys, jy gaan kyk in Openbaring, ons het gisterand na die 7 gemeentes gekyk, môre aand kyk ons na die 7 seels, en jy gaan sien, dis basies dieselfde as die 7 gemeentes. Net van 'n ander hoek af, van 'n ander simbole af, van ander inligting af, maar dit gee vir ons bietjie meer inligting. En dan die 7 bassyne, weer eens, dit vertel dieselfde ding, dit gaan oor dieselfde tydperk, dit dek dieselfde era, maar dit vat net op 'n ander angle as te ware. Dit kyk net op 'n ander hoek en dit gee vir ons dieselfde inligting, maar net 'n bietjie meer by, En jy gaan sien die beginsel van die rekapitulasie, hoe word dit beoefen? Veral in die boek Daniël, maar ook in die boek van Openbaring.
Nou as ons 'n bietjie kyk na die kenmerke van profesie, profesie maak gebruik van simboliese terme van die tyd. Met ander woorde, dit wat in daai era geskied, dit is wat die ouens verstaan. Byvoorbeeld, net 'n eenvoudige ding wat ek baie keer vir mense sê. Ons lees in die Bybel, Jesus is die lam van God, nie waar nie? Ons kan daarmee assosieer, nie waar nie? Maar sê nou net die Eskimo's het die Bybel geskryf. Sou hulle geskryf het, Jesus is die lam van God? Dink jy hulle sou? Daar's nie 'n manier nie. Jy kry nie lammetjies in Alaska, daar by die yswêreld nie. Hulle weet nie eens wat is 'n lam nie. Maar hulle sou 10-1 geskryf het, Jesus is 'n papsiel, want dit is in hulle konteks, nie waar nie? Daai wit rowwetjie, dit is in hulle konteks. So met ander woorde, simboliek maak gebruik van die simboliese terme van die tyd. Tweedens, dit word geopenbaar gemaak deur visioene, drome en deur engele. Visioene veral in Daniël en drome ook in Daniël. Die engel het dit aan Johannes geopenbaar, asook hy die visioene gesien. So visioene, drome en direk deur engele aan hulle vertel. Daar kom baie herhaling voor met 'n dinamiese groei. Dis waar die beginsel van rekapitulasie voorkom. Met ander woorde, dieselfde ding word herhaal. Daniël 2 se studie wat ons die eerste aand gekyk het. Ons gaan kyk na die studie van Daniël 2 ook, wat dieselfde verhaal is. Dieselfde koninkryke met 'n bietjie meer inligting. En dan Daniël 8, hy fokus weer op die godsdienstige aspek, maar dieselfde tyd, net 'n bietjie meer inligting. Goed, profesie maak ook baie gebruik van saamgestelde simboliek. Byvoorbeeld, dis die hoervrou op die draak, 7 koppe, 10 horings, saamgestelde simbole. Dit beteken iets en ons gaan sien. Goed, en dit maak ook gebruik van hoë kontras en teenoorgesteldes. Byvoorbeeld, die vrou in wit teenoor die vrou in skarlaken wat op die hoerdier staan. Duidelike kontraste wat teenoor mekaar staan. Goed, en dan in apokaliptiese profesie word die boodskap baie maal versteek agter dikwels moeilik verstaanbare simbole en beelde en vestig so ons aandag op hulle uniekheid en belangrikheid. Ons verstaan nie altyd die simbole nie, maar ons besef onmiddellik dit moet iets beteken. Juis hierdie manier hoe dit geskryf is, die tipe simbole daar agter. Nou hoekom gebruik die Bybel simbole? Veral die profetiese deel. Hoekom het hulle nie net reguit gesê en klaar nie? Jy weet, sou dit nog makliker gewees het nie? Eerstens, dis in ooreenstemming met Christus se onderrigmetode. Jesus het gelykenisse gebruik, stories, hy het simbole gebruik, hy het vir hulle dinge vertel, hy het alledaagse dinge toegepas, sodat hulle kon onthou, 'n beter prentjie daarvan skep. Tweedens, deur simbole word 'n aanskouingsles geïllustreer. Dis soos 'n illustrasie, nie waar nie? Die oomblik as jy 'n illustrasie sien, wow, skielik maak dit sin. Derdens, om waarhede van die vyand te weerhou. Met ander woorde, die vyand weet nie altyd waaroor dit gaan nie, maar terselfdertyd die waarhede so duidelik tot sy volgelinge te laat spreek. Byvoorbeeld, is Openbaring in gewone taal geskryf was. Ek bedoel, as dit plain kom en gesê dit, sou Satan se navolgers God se boek wat hulle misleidings verraai het, al lankal vernietig het. Duiwel sou dit al lankal, of sy volgeling al lankal probeer vernietig het. Maar nou het hulle nooit geweet wat dit beteken nie, en so die waarheid tog op 'n groot wyse behoue gebly. Nou, ons kyk vanaand na die simbole en die sleutels tot profetiese slotte. Met ander woorde, die Bybel profesie gebruik baie simbole. Nou, as ons die simbool verstaan, as ons weet, waarvoor staan 'n leeu? Wat beteken hierdie luiperdagtige die met die 4 koppe en die 4 vlei, of die 4 rooi draak, of die vrou? As ons weet wat die simbool beteken, dan word dit eintlik 'n sleutel om die profetiese slot op te sluit. Nie waar nie? Ek bedoel, as ons weet wat beteken die simbool, dan weet ons eintlik wat probeer die Here vir ons sê. Nie waar nie? So simbole is die sleutels tot die profetiese slotte. Soos die simbool verstaan is die profesie baie makliker. Kom ons kyk na 'n paar profetiese slotte. Die eerstens, simboliek van water. Wat stel water in profesie voor? As dit praat van water, dit praat van die see wat onstuimig geword het, of diere het uit die water, uit die see uit opgekom. Wat simboliseer water in profesie, in die Bybel? Baie belangrik. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. Onthou, die Bybel moet vir ons die antwoord gee. Openbaring 17 vers 15 sê,
En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Let wel, wat sê die Bybel, wat symboliseer water? Sê die water waarop jy gesit het, is volke en menigtes en nasies en tale. So water in symboliese taal, in symboliek, beteken, as dit praat van die water, dan praat dit van menigtes, volke, nasies en tale. Daar's 'n paar ander verwysings ook wat dit verder ondersteun. U kan dit in die lesings verder gaan kyk. Ek het nie deur al die versies gegaan nie, maar ek het dit vir u in u lesings gesit. So u kan dit alles daar mooi duidelik gaan kyk. So hier is die eerste baie belangrike een. Water symboliseer volke, menigte, nasies en tale. Gaan jy dit onthou? U sal moet, ek gaan u baie herinner daaraan. Tweedens, wat symboliseer diere? Want dit praat baie van diere. Die diere met die vlerke, die horings en al die diere met al hierdie goed. Wat symboliseer diere in profesie? Skus tog, jy moet nou net logies hou. Byvoorbeeld, water in profesie beteken volke, menigte, nasies en tale. Maar as dit byvoorbeeld in die Bybel sê, en Jesus het op die water geloop, sê dit hy het op menige volke en tale en nasies geloop? Nee man, dit sê hy het op water geloop. Hoekom? Want dit is nie simbolies nie, dit is geskryf soos dit daar staan, in simboliese taal. So jy het net nodig om te kyk, wanneer is dit simbolies, en wanneer is dit letterlik. So, onthou net, as hy sê hy het dors gehad en hy het water gedrink, hy het nie volke, menige, nasies en tale gedrink nie, hy het water gedrink, eenvoudig soos dit. Selfs met die diere, die dier stel wat voor? Kom ons gaan kyk, Daniël 7 vers 17 gee vir ons baie mooi die antwoord. Dit sê, hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. Hierdie diere, 4 is 4 konings. Met ander woorde, diere in profesie symboliseer volke, koninkryke, politieke magte en konings. Het jy dit? Politieke magte, volke, koninkryke en konings word deur diere gesymboliseer. En dit maak eintlik sin. So elke keer as dit praat van 'n dier, dan praat dit van 'n koninkryk of 'n koning of 'n politieke mag wat opkom. Baie belangrik. Jy het 'n paar ander verwysings ook. Dan horings, praat van verskillende horings, die diere, 3 horings, die dingetjie 7 horings en al daai tipe dinge. Wat symboliseer horings? Weereens, kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. Daniël 7 vers 24 sê, en die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. 10 horings, 10 konings, en daar was 'n paar ander verwysings, maar horings in Bybelse profesie symboliseer konings, koninkryke, mag en gesag. Het jy dit? Baie belangrik. Dit is in die lesings, jy kan dit net daar gaan bevestig plus die ander verse. So horings, koninkryke, konings, magte en gesag, basies dieselfde as diere. En dan die profetiese dag of jaardag beginsel. Ons het dit gisterand daarna gekyk en ek het vir julle sê, ek gaan vir julle daarna wys, dat 'n profetiese dag is gelykstaande aan 'n letterlike jaar. As dit in profesie praat van 'n dag, onthou jy gisteraand se lesing, die 10 dae verdrukking, was letterlik 10 jaar verdrukking. En ons kry dit in Numeri 14 vers 34, dit sê, volgens die getal dae, dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet jy julle ongeregtighede dra, 40 jaar lang. En dan sê Esegiel 4 vers 6 ook vir ons, en as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê, en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. Elke dag 1 jaar. Met ander woorde, die profetiese jaardag beginsel. 'n Profetiese dag is gelykstaande aan 'n letterlike jaar. Nou hierdie is baie belangrik om te verstaan, want ons gaan met groot getalle later begin werk. Dit praat van 1260 dae, en jy gaan sien dis letterlik 1260 jaar. Baie interessant. 2300 aande en morgens, is 2300 dae. En letterlik is dit 2300 jaar, volgens die jaardag beginsel. Profetiese dag is gelykstaande aan 'n jaar. Nou 'n profetiese maand is 30 dae. Nou jy moet onthou wat belangrik is hierso. Ons maand het hoeveel dae? Partykeer 31, partykeer 28 Februarie of daai tipe ding. Maar onthou, ons het te doen met Joodse tydkalender, nie waar nie? Dis deur die Jode geskryf, dis in hulle konteks geskryf, en 'n Joodse maand
bestaan uit 30 dae. 'n Joodse jaar het 360 dae. So met ander woorde, ons kan nie nou ons jaar vat vir die profesie nie, want ek wil dan gooi ons alles omver, want ons moet die Bybel in sy konteks vat. So met ander woorde, 'n profetiese maand is 'n Joodse maand, en 'n Joodse maand is met ander woorde 30 dae, letterlik 30 jaar. 'n Joodse jaar bestaan uit 360 dae, gelykstaande aan 360 letterlike jare. Profetiese dag, letterlike jaar. Het jy dit? Baie belangrik. En dan wind. Wat stel wind in profesie oor? Ons hoor baie van die wind. Die see wind, die 4 groot winde het die groot see in omstuiming gebring. Wat stel wind voor? Jeremia 49 vers 36 sê, en ek sal die 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Nou as jy die ander verwysings ook na kyk, bevestig dit die feit dat wind en profesie stel altyd stryd, oorlog, onrus, verwoesting en oordeel voor. As dit praat van die groot wind het die see in beroering gebring, onthou nou, wat het ons gesien? See is volke, menigte, nasies. Met ander woorde, die stryd, oorlog en verwoesting het die groot nasies laat optree, beroering gebring. So wind, stryd, oorlog, verwoesting en oordeel, baie belangrik. Dan koppe, ons het 'n baie konteks van koppe, ek gaan nie alles lees nie, maar ek kan dit opvolg in die lesing bietjie later. Koppe simboliseer ook koninkryke, konings en regerders, dieselfde as die res. Dit praat van die 4 koppe, gaan jy sien dis 4 konings, maar dis net belangrik om te onthou. Tweedens, vlerke, praat van diere het 2 vlerke, ander het 4 vlerke, sommige diere word bedek deur vlerke, en vlerke in profesie stel altyd spoed, uiterste magstryd voor. Dit praat van sommige diere het vlerke, met ander woorde hulle is vinnig, ander het dubbele vlerke, dubbele spoed. Jy gaan baie mooi sien hoe dit inpas, maar onthou vlerke in simboliese taal simboliseer spoed, uiterste magstryd. En dan vroue, ek dink die een ken jy. Jy hoef nie eens die verwysings te gaan kyk nie, maar asseblief gaan toets dit. Wat simboliseer 'n vrou? 'n Kerk, nie waar nie? Dit is een waarmee ons seker die beste ken. Met ander woorde, die vrou in wit stel 'n ware rein kerk voor, 'n suiwere kerk. Die vrou in rooi of pers is 'n valse kerk. 'n Prostituut is 'n valse kerk, waar die rein vrou God se rein kerk voorstel. Baie interessant, en dit is nogal goeie sleutels om te onthou. En natuurlik engele in die profetiese taal simboliseer altyd boodskappers. Dit kan basies 2 wees, met ander woorde, engele van God word ook as boodskappers beskou, as ook mense in God se diens word ook as God se boodskappers beskou. Jy kan onthou gisteraand se lesing, die 7 briewe sê die Jesus vir die engel, of sê die engel aan Johannes, en skryf aan die engele van die 7 gemeentes, en dit was die leiers van God se kerk, sy boodskappers wat in sy diens gestaan het. Goed, dit is vir eers tot daar gelaat. Jy gaan nog verdere dinge kry. Kom ons bly getrou tot Openbaring, en ons kyk vanaand na hoofstuk 4 en 5. Ons het gisteraand van 1 tot 3 gedoen, nou gaan ons hoofstuk 4 en 5 gedoen. Het jy huiswerk gedoen, hè? Jy gaan dit net meer geniet. Volgende aan, ek sal vir later môre aan sin gee. Goed, kom ons begin. Openbaring 4 en 5 is maklik om te lees, en oor die algemeen selfverduidelikend. As jy dit gaan lees, sal jy sien, is eintlik 'n lekker stukkie om te lees. Die hoofidee wat weergegee word is baie eenvoudig. God is nog steeds in beheer. God is nog steeds in beheer. Nou hoofstuk 4 fokus op God wat op sy troon sit, omring deur intelligente wesens wat hom in diepte en ten volle admireer. Nou hierdie wesens is die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, en natuurlik miljoene engele wat spontaan uitbars in sang en lofprysing en aanbidding tot God se grootheid en sy almag. Kom ons lees dit, Openbaring 4 vers 1, dit sê: Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem, wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê: Kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. So Johannes sien 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat hy soos 'n bassein die eerste keer gehoor het tot hom spreek, was natuurlik die stem van Jesus. Onthou jy,
die stem van Jesus wat die eerste keer dan verskyn het, met die brief van die 7 gemeentes, op die dag van die Here te Patmos, Openbaring 1 vers 10, dit was dieselfde. So nou hoor hy weer, Johannes weet sy verlosser se stem, en hy bevind hom in hierdie geesteservaring. Onmiddellik weet ons is in profetiese dinge. Wat? Nie letterlik nie profeties, hy bevind hom in hierdie geesteservaring. Nou interessant, as ons terugkyk na die profeet Daniël, dan sien ons dat Daniël hom ook in amper dieselfde omstandighede bevind. Daniël 7 vers 9 sê, en terwyl ek kyk, is daar trone reg gesit, en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare so skoon wol. Sy troon was van 4 vlamme met wiele van vuur. So basies aanskou Johannes en Daniël dieselfde plek. Dieselfde plek, maar daar's 'n verskil. In Daniël is dit 'n oordeelstoneel, terwyl in Openbaring is dit die inhuldiging van Christus as die koning van die heelal. Daniël oordeel, terwyl Johannes sien die inhuldigingstoneel waar Jesus herken word as die koning van die heelal. Nou die troonkamer van God is natuurlik dieselfde plek as die hemelse heiligdom. Dis dieselfde plek. In beide profesieë word God die Vader gesien waar hy sit. Johannes sien hom waar hy sit op sy troon, Daniël sien hom waar hy sit op sy troon. Nou as ons kyk na die troonkamer gedeelte, Openbaring 4 vers 2 en 3, dit sê, en dadelik was ek in die gees, duidelik profeties, nie waar nie? En kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom hom was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. So Johannes sien hierdie beeld waar God die Vader in sy heerlikheid sit op 'n troon met hierdie reënboog van smarag. Hier is nou net 'n kunstenaarsvoorstelling. Toevallig die reënboog hier is smarag. Ons het die konsep dat smarag is groen, nie waar nie? Maar interessant, as jy na die Bybel kyk, in die Bybelse vertaling, enige iets wat geskitter het, wat geblink het hulle smarag genoem. Dit is wat hulle skitterbeeld. So hierdie reënboog het eintlik geskitter. Hy was nie groen nie. Smarag was skitterend. En nou sê dit hierdie reënboog om hom. As ons bietjie na die reënboog kyk, nou die reënboog is natuurlik deur God gegee as 'n teken aan Noag. Onthou jy nog? Daai teken wat God gee dat dit nooit weer sal reën nie. Nou dit word 'n simbool van God se groot genade wat gekombineer word met sy regverdigheid. God wat regverdig is, 100% regverdig is, maar ook 100% genadig is. Dit is net in God wat hierdie twee entiteite mekaar kan ontmoet en tog ten volle kan geld. Jy weet, dit is net God wat werklik ten volle regverdig, maar ook ten volle genadig kan wees. Psalm 85 vers 11 en 12 sê vir ons, goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Waar's dit? Het dit gebeur? Dit het net op die kruis gebeur. Dit is letterlik vervul op die kruis, waar Jesus se geregverdigheid en sy genade sy toppunt bereik het, deurdat hy vir u en vir my die prys betaal het vir ons sondes, maar ons ook 100% genadig kon wees, deurdat hy die prys betaal het. Nou goed, Johannes sien ook ander wesens op hierdie oomblik in die troonkamer van God. Hy sien ander wesens. Kom ons lees dit. Vers 6 en 7, dit sê, en voor die troon, dis nou voor God die Vader se troon, was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Baie interessant. Johannes sien God se troon, en rondom die troon 4 lewende wesens met elk 'n verskillende gesig. Die een van 'n mens, 'n leeu, 'n kalf en van 'n arend wat vlieg. Dit moes ek iets baie asemrowend gewees het wat hy gesien het. Nou toevallig, hierdie simboliek, daar was die gesigte, die mens aangesig, die een
engel of die ouderling het 'n gesig van 'n mens, een het 'n leeu, die een het van 'n kalf en een van 'n arend. Nou toevallig kry ons ook so 'n Ou Testament parallel, waar plus minus dieselfde ding staan, en wat ons natuurlik bietjie help daarmee. Jesegiel 1 vers 10 sê, Jesegiel het ook hierdie gesig gesien, het sê, en hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens, en al vier het die gesig van 'n leeu gehad, en aan die regterkant, en al vier die gesig van 'n bees aan die linkerkant, ook het al vier die gesig van 'n arend gehad. So basies sien albei die vier lewende wesens. Die verskil is, in die Jesegielse gedeeltes het die gerubs elkeen vier gesigte. Hy het 'n mens, arend, kalf en 'n, wat het ons geskiep? Die leeu, ekskuus tog. Maar in Johannes sien hy vier lewende wesens met elkeen 'n verskillende gesig. So hulle het nie vier gesigte, maar dit is eintlik maar dieselfde. Net elkeen het sy eie gesig. Nou toevallig hierdie vier lewende wesens is aan al vier kante van die troon. Aan die ander woorde, hulle is om God die Vader. Hulle is met oë bedek orals op hulle, heeltemal met oë bedek, en hulle het elkeen 'n verskillende aangesig gehad. 'n Leeu, 'n kalf, 'n mens en 'n arend. Nou wat stel die vier gesigte van hierdie vier lewende wesens voor? Wat simboliseer dit? Eerstens, die gesig van 'n man. Wat het ons mense wat ons uniek maak? Ons is intellektuele wesens. So dit simboliseer intellek, rede, toewyding en geestelikheid. Met ander woorde, 'n mens kan redeneer, nie waar nie? Ons kan kies om te aanbid. Kan diere kies om te aanbid? Nee, hulle het instink. Waar met ander woorde 'n mens simboliseer intellek, rede, toewyding en geestelikheid. 'n Leeu simboliseer natuurlik majesteit, moed, bravade en koningskap. Dis hoekom baie konings die leeu as hulle simbool het, want dit simboliseer majesteit, moed en koningskap. Nou die kalf simboliseer natuurlik sterkte, geduld, onderdanigheid. 'n Kalf is onderdanig, hy moet maar die ploeg trek, as ook jeugdigheid. Nie waar nie? Dit maak nogal mooi sin. En dan vierdens, die arend simboliseer spoed, oogskerpte, edelheid en goddelikheid. Ook baie konings, edelmanne gebruik die arend as hulle simbool, bloot die simboliek van edelheid en goddelikheid. Nou as 'n mens na die aangesigte kyk, en wat hulle simboliseer, kom ons baie gou agter dat dit eintlik baie te doen het met karakter. Nie waar nie? Ek wil dit te doen met karakter. In die sin van, die vier lewende wesens rondom die troon, straal dus die karakter van God in al sy volheid. In al sy volheid uit. Dit wat God is, en dit wat hy doen. Met ander woorde, dit wat God in wese is, sy karakter, kan in daai vier beelde baie mooi saamgevat word. Nou die vier gesigte van die vier lewende wesens, stel met ander woorde die karakter van God in sy volheid oop. Dit kan ook, hier's 'n baie interessante ding, kan ook met die vier evangelies vergelyk word, waar Jesus na die aarde toe gekom het, om die ware karakter van God aan die mens te openbaar. Jy stem saam daarmee. Jesus is na die aarde toe gekom om die Vader aan ons te openbaar. Wie God werklik is. God se karakter. En dit is baie interessant. Met ander woorde, die leeu vind ons kom baie sterk ooreen met die evangelie van Matteus, wat Jesus uitwys as die koning. Die kalf, natuurlik, pas baie ooreen met die evangelie van Markus, wat Jesus uitbeeld as die dienskneg. En dan die mens, die evangelie van Lukas, wys Jesus uit as die seun van die mens. En natuurlik die arend, die evangelie van Johannes, wat Jesus beklemtoon as God. Hy sê Jesus is God, baie sterk. Nou as ons hom bietjie dieper vat, die evangelie van Matteus beklemtoon Jesus as die leeu, want hy beklemtoon Jesus as die seun van Abraham en die seun van Dawid, die vader van die nasies. En Jesus word uitgebeeld as die koning, die leeu. Dis wat Matteus doen, nie waar nie? Tweedens, as u die evangelie van Markus lees, dan is Markus vol voorbeelde waar Jesus met die gewone mense gemeng het. 'n God wat hom self vir die mens gegee het, gekom het om te dien en kom sterf het vir die mens. Met ander woorde, die dienskneg, die kalf.
Sien jy die simboliek? Is nogal baie interessant. En dan natuurlik die evangelie van Lukas bring Jesus in noue kontak met die mens se behoeftes en beklemtoon die menslike aspek van sy natuur en lig Jesus uit as die vriend van die mens. Sien jy? Lukas wys ons, Jesus is ons vriend, hy's die mens. As jy nou Lukas lees, Jesus is die mens, deel van ons. En natuurlik die evangelie van Johannes bied Jesus aan as die seun van God. As God self wat in die vlees gekom het. In die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God. Jesus word as God uitgebeeld. Baie belangrik in die evangelie van Johannes. So met ander woorde, die 4 lewende wesens stem ook ooreen met die 4 evangelies. En Jesus het na hierdie aarde toe gekom om die ware karakter van God aan die mens te openbaar. Met ander woorde, die 4 evangelies beklemtoon elkeen 'n aspek van God se karakter. Elkeen beklemtoon 'n aspek van sy karakter. En ons kan slegs deur die bestudering van al 4 die evangelies die ware beeld van die karakter van God vind, want elke evangelie gee 'n sekere aspek van God, maar saam kry ons 'n geheelbeeld. Sien jy dit? Byvoorbeeld as u net Matteus gaan lees, gaan u net 'n sekere aspek van Jesus ontdek. En as jy net Markus, gaan jy wel 'n aspek van Jesus ontdek, maar jy gaan nie die volheid nie. Maar die oomblik as jy die Bybel in sy geheel vat, as jy die 4 evangelies in sy geheel vat, dan kry jy 'n baie beter konsep van wie Jesus werklik is, van wie God die Vader werklik is. Nie waar nie? So met ander woorde, die volheid van God. In dieselfde wyse kan die 4 lewende wesens gesien word dat hulle die karakter van God in sy volheid uitstraal en simboliseer. Nou in Openbaring 6 kry ons weer van die 4 lewende wesens. Dit vertel vir ons die 4 lewende wesens beheer die eerste 4 seels, asook die perde. Die 4de lewende wese beheer die 7 laaste pla in Openbaring 15, asook die laaste 3 wee word deur die lewende wese wat die arend gesig het beheer. En dit is nogal baie interessant. En as ons die konteks saamvat, dan kan ons sê die 4 lewende wesens verteenwoordig God by die mens op aarde. Die 4 lewende wesens verteenwoordig God by die mens op aarde. Dit wat God is. Met ander woorde, in werklikheid sê dit, God is in beheer deur sy engelboodskappers. Nie waar nie? God is in beheer deur sy engelboodskappers in ons lewens, in jou krisisse, in jou probleme. God is in beheer. Hy ken dit, hy's deel van jou. Hy's God, hy's koning, hy's mens, hy's die diensknegt, hy's deel van jou. Nou, rondom die 4 lewende wesens, is daar ook 24 ouderlinge wat op trone sit. Openbaring 4 vers 4 sê dit vir ons. Dit sê, en rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. So, God die troon in die middel, dan omring deur die 4 lewende wesens, en dan rondom hulle die 24 ouderlinge. Weereens 'n skematiese voorstel van hoe dit gelyk het, of hulle dink dit lyk, is maar net iemand se imagination. Nou, wie is hierdie 24 ouderlinge? Wie is hulle? Nou, kom ons kyk bietjie na die karaktereienskappe van die 24 ouderlinge, wat ons net 'n beter beeld van dit sal gee, van wie hulle werklik dalk simboliseer of is. Eerstens, die Bybel sê, hulle sit op trone, nie waar nie? Nou, Jesus beloof trone aan hulle wat oorwin. Nooit in die Bybel vind ons engele wat op trone sit nie. Dis interessant, ons vind dit nie enigstens waar engele op trone sit nie. So is nie noodwendig engele nie. Tweedens, hulle is geklee in wit. Wit is simbool van suiwerheid en reinheid van geloof, geregtigheid van Jesus. Ons ontvang dit as 'n geskenk van Jesus. Met ander woorde, Jesus se geregtigheid word ons in deur 'n gawe. Hy gee dit van ons aanvaar dit. Met ander woorde, tweedens, hulle is geklee in wit, en dan derdens, hulle het goue krone op en hulle aanbid God. Nou 'n kroon is natuurlik die simbool van heerskappy en oorwinning. Nou engele is nooit krone beloof nie, en is ook nooit ouderlinge genoem nie. Nie waar nie? Dis baie belangrik. Met ander woorde, dit wil voorkom of hierdie 24 ouderlinge die funksie het om as
raadgewers op te tree. Lyk of hulle die funksie het om as raadgewers op te tree. Weet soos die oudtydse jury, daar was altyd die raadgewers. Hulle het dus om as raadgewers op te tree, 'n proefondervindelike kennis van hierdie wêreld gehad, net soos Jesus. Aan die ander woorde, hulle kom dalk van hierdie wêreld af. Nou daar's verskeie interpretasies van wie hulle is. Eerstens, een interpretasie vergelyk die 24 ouderlinge met die 24 priesterindelings van 1 Kronieke 24, waar koning Dawid die Levitiese priesters opgedeel het in 24 afdelings, wat elkeen 'n spesifieke rol gespeel het in die onderhouding en werking van die tempeldiens. Hy het hulle opgedeel en sê, dis julle werk, dis julle werk, dis julle werk. 24 afdelings. Nou 'n tweede interpretasie beweer, dat die 24 ouderlinge Israel natuurlik in sy volheid simboliseer. 2 ouderlinge vir elke stam van Israel, een wat letterlike Israel van die Ou Testament voor die kruis verteenwoordig, en natuurlik een wat geestelike Israel na die kruis, in die era van die Nuwe Testament verteenwoordig. Met ander woorde, hulle sê dit is verteenwoordig, hierdie 24 ouderlinge verteenwoordig Israel in sy volheid. Voor die kruis en na die kruis. 12 terug, 12 in die Nuwe Testament. 12 in die Ou Testament, 12 in die Nuwe Testament. Nou die 24 ouderlinge word dus gesien as 'n simbool van die volheid van almal wat gered word. Voor die kruis 12 en na die kruis die 12 ouderlinge. Goed, en dan is daar ook 'n derde interpretasie wat beweer dat dit diegene simboliseer wat uit hulle grafte opgestaan het met Jesus se kruisiging en met Jesus se opstanding as eerstelinge na die Vader geneem is. Dis 'n baie interessante interpretasie, dat toe Jesus sterf het die grafte oopgegaan en hulle beweer dit is dalk hulle. Kom ek lees dit vir julle. Matteus 27 vers 50 sê, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas, dis met Jesus se kruisiging. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur, die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Die grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. So met ander woorde, die 24 ouderlinge sê vir ons, hulle is mense, verlostes vanaf ons wêreld. Openbaring 5 vers 9 beamoed dit, sê, toe sing hulle 'n nuwe lied. Hierdie 24 ouderlinge. Wat sing hulle? Hulle sing, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. In Efesiërs 4 vers 8 sien ons ook hierdie gedeelte waar dit sê, daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, dis Jesus, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. So met ander woorde, as ons die ding in konteks saamvat, dan kan ons sien dat die 4 lewende wesens verteenwoordig God by die mens op aarde, aan die woorde dit wat God is, en die 24 ouderlinge verteenwoordig die mens by God in die hemel. Hulle wat proefondervindelik op aarde was en by God is. 4 lewende wesens, God op aarde, 24 ouderlinge, die mens by God in die hemel. Vers 9 tot 11 sê, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die 24 ouderlinge breek eintlik los in aanbidding en lofprysing teenoor God, omdat hulle hom in sy glorie as die skepper aanvaar. Hulle besef wie en wat God is en hulle breek los in spontane lofprysing. Hy wat alles gemaak het en letterlik alles in stand hou. En dit laat ons nogal dink, wat is die rede, hoekom ons baie keer vir God aanbid? Weet, ervaar ons ook sy glorie as die skepper in ons lewens, dit wat hy is en wat hy ons gemaak het, of aanbid ons hom maar net, weet, as God, weet, ons besef nie altyd die waarde van God se grootheid nie. Goed,
kom ons beweeg aan, stap oor na Openbaring 5 toe. Nou, in Openbaring 5 vind ons 'n duidelike klemverskywing van God na Jesus as die lam. Openbaring 4 fokus op God die Vader, maar in Openbaring 5 kry ons 'n totale klemverskywing waar ons nou na Jesus toe gaan as die lam. 'n Geheimsinnige boekrol met 7 seels word na vore gebring wat niemand kan oopmaak nie, behalwe net Jesus as die lam wat geslag is. En soos wat Jesus die boek neem, bars almal uit in sang en lofprysing en eerbetoning wat opbou totdat dit skyn asof selfs die engele nie eens meer kan terughou nie, en almal bars los in lofprysing. Openbaring 5 vers 1 sê, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. So hier is iets interessants. God sit op die troon en in sy regterhand hou hy 'n geheimsinnige boekrol vas. Die boekrol was aan beide kante beskrywe en met 7 seels goed verseël, sê die Bybel vir ons. So, boekrol en hy het 7 seels wat hom mooi toehou en vashou. Nou die boek is 'n rol, met ander woorde is 'n rol en nie 'n kodes nie. 'n Kodes is 'n boek met blaaie. Hierdie was 'n boekrol, met ander woorde, en dis belangrik. Met ander woorde, dit kan nie oopgemaak word totdat die laaste seël gebreek is nie. Het jy dit? Ek bedoel, as hy toe is met 7 seëls, hy rol kan nie afrol voor al 7 gebreek is nie. Is jy met my? Dis nogal belangrik. Goed, die inligting, met ander woorde, word nie bietjie vir bietjie weergegee nie. Met ander woorde, soos 'n boek blaai 'n paar bladsye en dan kry jy nog. Hierdie boekrol word nie bietjie vir bietjie weergegee nie, maar bly verseël tot die laaste seël gebreek is. Wat dus in die boekrol geskrywe staan, is reeds daar. Ek bedoel, is daar, dis verseël, dit is daar, dit kan net nie gelees word nie. Met ander woorde, dit is vir ons oë verberg, en net God in sy voorsienigheid, hy weet wat is in daai boekrol. Nou wanneer die laaste seël egter gebreek word die boekrol oopgerol en sal ons die geheim wat hy verberg duidelik kan sien. So met ander woorde, as hy laaste seël gebreek word, dan weet ons wat is in daai boek. Nou wat is hierdie geheimsinnige boekrol wat God die Vader in sy hand vashou? Wat is hierdie geheimsinnige boekrol? Nou volgens, hier's nou interessant, dis waar geskiedenis bietjie inkom. Nou volgens die Romeinse wet, in die dae van die skrywe van Openbaring, was dit verpligtend vir enige testament of transportakte om bindend te wees, om met 7 seels van 7 getuies verseël te wees, om dit te bekragtig. Met ander woorde, as jy 'n transportakte of 'n testament opgestel het, vir hierdie testament om bindend te wees, moes dit 7 seels opgehad het, van 7 getuies. Anderste was dit nie bindend nie. En dit kry ons natuurlik in 'n Dictionary of Greek and Roman Antiquities Leaks, Roman Private Law, ag, jy kan maar daar gaan opsoek as jy wil. Met ander woorde, Johannes en enige gewone man van sy tyd, as hulle 'n boekrol gesien het, wat 7 seels opgehad het, of wat verseël was met 7 seels, het hulle dit onmiddellik erken as wat? As 'n testament, nie waar nie, of as 'n transportakte, nie waar nie? Hulle het onmiddellik geweet, dis wat dit beteken. Die boekrol is dus 'n transportakte of 'n testament, wat die name bevat van almal wat as erfgename van die koninkryk van God beloon gaan word. Met ander woorde, wat die ewige lewe gaan ontvang. So met ander woorde, hierdie boekrol is wie? Is wat? Dis die boek van die lewe. Dis die boek van die lewe waar al God se verlostes se name opgeteken is. Openbaring 13 vers 8 kry ons die bewys. Dit sê, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. En dan Openbaring 21 vers 27 sê, niks onrein en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskrywe staan. Dan gaan ons kyk terug na Openbaring 15 en dit sê, en ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.
En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak nie, en te lees of daarin te kyk nie. So, hier word die vraag gevra, wie is waardig om die boek oop te maak? Die feit dat 'n sterk engel die vraag vra, wys daarop dat fisiese krag niks te doen het, of geen kwalifikasie is om die boek oop te maak nie. Met ander woorde, krag help nie om hierdie boek oop te maak nie. Dit blyk eerder dat die persoon se karakter hom sal kwalifiseer vir die taak. Weereens karakter. Nou Johannes, omdat hy besef dat dit 'n testament is, en 'n testament sê wie erf, met ander woorde, wie kry God se koninkryk, en dit is met ander woorde lewensbelangrike inligting vir hom, begin bitterlik te ween. Hy begin sommer te huil, want hy wil graag weet, is hy gered, wie is gered, wie nie, en nou kan niemand kyk nie. En dan kom vers 5 en 7 wat sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en in die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Jy weet, asof daar 'n onbeheerstebare, spontane uitbarsting van opgewondenheid losbreek teenoor God en die lam, in erkenning dat net hy waardig is om die boek te neem en oop te maak, omdat hy die sondaars losgekoop het met sy eie bloed. Nie waar nie, so spontane losprysing breek los, want skielik neem Jesus die oorwinning deur daai boek te neem, sy kinders. En ons gaan kyk in ons volgende lesing, soos daai 7 seels gebreek word. Wat elkeen se simboliek is, u moet dit nie misloop nie. Nou die groot vraag is, wat is u houding teenoor die lam wat sy bloed vir jou gestort het? Wat is u houding? Die engele kon hulle self nie eers weerhou nie, maar Jesus het nie eers vir hulle gesterf nie. Hy het vir u en vir my gesterf. En hoe reageer ons oor daai feit dat Jesus vir ons gesterf het, ons toekoms in sy hand vashou, is die groot vraag waarom ek u vanaand wil los. So is ons einde van ons lesing vanaand dan nie te lank nie, nie waar nie, maar dit word bevestig dat Jesus hou ons vas. Jesus is in beheer en hy's deel van ons lewens, nie waar nie? Kom ons sit net so, ons het vanaand bietjie tyd. Sean, kom sing gou vir ons 'n spesiale item. Baie dankie. Die seentjie in die stal in Bethlehem was 'n regte seentjie gewees, gebore gewone werker, maar ontvang van die Heilige Gees. Miskien verneder deur die mense van sy dag, want wie sou ooit uit Nasaret 'n koning verwag? Maar hierdie seentjie het groter geword en deur die Gees gelei. Ten spyte van sy godheid, net 'n gewone mens gebly. En al was hy die heerser van die skepping gewees, was hy 'n doodgewone seentjie, gesalf sonder sonde deur die Heilige Gees. Die timmerman van Nasaret was 'n gewone man gewees,
In sy oë was die liefde van die Heilige Gees. Verwerp, vervolg, beledig deur die leiers van sy dag. Want wie sou ooit 'n koning tussen armes en siekes verwag? Maar hierdie koning was gehoorsaam gewees aan wat sy vader hom vra. In spite van sy godheid het hy sy dienaar se las gedra. Engel was hy die heerser van die skepping gewees. Is hy 'n doodgewone man wat harte weer kon heel maak en siekes genees. Die spykers in Jesus se hande was regte spykers gewees. Die koning van die Jode het die teken bo sy kop gelees. Vervolg, vervloek, gemartel deur die mense daardie dag. Want wie sou ooit 'n koning stikkend aan 'n kruis verwag? Ja, hierdie koning het sy lewe gegee, hy het volkome gelei. In spite van my sonde, God se prys betaal vir my. En daardeur het by finaal die hel en sy magte verslaan. Hy was 3 dae lank begrawe, maar deur die krag van God se Gees weer opgestaan. Ja, hierdie koning is waardig en heilig, hy is op die troon. Van myself wil hierdie koning in my woon. Ja, hierdie koning is al wat ek in my lewe begeer. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek glo dit en ek weet dit verseker, hierdie koning kom weer. Baie dankie, Sean. Kom sluit af in gebed. Onse wonderlike Jesus, baie dankie dat u woord lewendig, eg en waarheid is wat tot ons harte spreek. Dat u volheid in u woord uitgestort het en dat ons dit kan ontdek soos ons u woord bestudeer in ons lewens. Dankie Jesus dat u ons elkeen liefhet. Dat u die gawe van wat u is, van wat u Vader is, aan mense soos ons toevertrou het. Dat u dit vir ons gee, dat ons so deel van u kan word, dat ons nooit van u geskei kan word nie. O Here Jesus, mag u ons harte vashou en ons werklik sagkens lei na u egte waarheid, wat u vir ons opgesluit het in u woord, en dat ons dit kan volg, maak nie saak wat nie, en dat ons ook soos die engele sal uitbars in aanbidding vir u, as die skepper God van hemel en aarde. Ons vra dit in Jesus, ons verlosser se naam. Amen. It's an awesome God He made, from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God He made, from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God He made,